Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. As hy. Ek kan nie soos wanneer Jace hier so voor is, die ligte alles afsit nie, want dan kan ek nie sien nie. Hy kan sien sonder wyd nie brilletjies nie. Ek het hierdie cheapies vir my eergister al by Clicks gaan koop, die 2.5, ja, so, want die ander het ek stikkend gesit, soos my sonbrilletjie, hy is ook stikkend gesit, maar in any case, hoor hierso, dat is hy, baie opgewonde om hierso weer by ons, of laat julle hierso weer by ons is vanaand, soos julle kan seker sien, ons dak lyk al mooi, hulle sal so 3/4 pad deur om hierdie hele dak vir ons te verf. Dis amazing, ek was hierso vandag en nou Dylan hulle is hierso die hele week en dan kyk ek op daai ouens laat scaffolding op, né? Wat tot daar bo gaan, dan klim daai man soos 'n trapezium artist, né, op daai ding daar op en hy het hierdie stok waarmee hy verf. Ek het 3 keer al op hierdie vloer gelê met my hoogtevrees, né, maar dit is amazing hoe vinnig hierdie ouens werk en hoe het ons op hierdie ouens afgekom en toe ek hom bel, die ou se naam is Arthur. En ek sê vir hom, ons het lank gesukkel om mense, want dit is vir die versekeringsmense wat dit vir ons kom doen het, en ek het lank gesukkel om hulle te kry om hierdie vir ons te kom doen. En toe ek hom nou die dag bel, toe wil hulle eers nie, weet jy, daar was eers baie stories, nee, ons kan nie vandag kom nie môre, en goed, en toe ek nou actually met die eienaar van die plek praat, Arthur, toe kom ek agter oor die my is ook 'n pastoor. En toe kon ek en hy nou lekker connect met mekaar, en ons het lekker gesels, en toe ek weer sien, toe kom hy sommer met sy hele crew hier so aan. En toe sê hy vir ons, nee, maar by Vrydag is ons klaar, dan beweeg ons aan. So dan is dit nou gedoen. Net weer eens wat Adel gesê het vanaand, ek wil net weer eens vir julle dit noem en mention. Ek weet, hier's van julle hier so binne wat daaraan dink om te doop, wat nog nie daai stap gevat het nie. Asseblief, as jy so geoortuig voel, moenie wag nie. Doen dit. Maar dit moet Heilige Gees wees wat jy oortuig om dit te doen. Dit moet nie ek wees, of 'n dominee, of jou pel, of alwyn, of enige mens, dit moet nie, jou oortuiging moet nie van 'n mens afkom nie, dit moet van Heilige Gees afkom. En as jy daai oortuiging kry, dan doen jy dit. In 'n geval, waar was ons? Waar het ons laas geëindig? Matteus 4, dat sê, kom laat ek gou hierso vir ons net gou lees hierso. Ja, voordat Jesus, net voordat ek dit sê, moet ek seker net dit sê. Ons het vanaand drie liedjies gesing en julle weet, ons sing gewoonlik so 4 of 5, want gewoonlik gaan ek maar aan die einde, dan speel ek nou maar nog 'n ou liedjie, jy weet, ek like om dit so op te deel in 2 gedeeltes, want ek weet alwen hou daarvan om te slaap, terwyl ek praat, so dan, hoe speel ek dit nou maar vir hom aan die einde, dat hy nou net kan wakker word, nee, maar ek het 'n spesifieke liedjie net vir ons gekies vir aan die einde, om aan die einde te speel, as 'n klein videoetjie ook aan die einde, wat ek graag vir julle wil speel, en ek dink julle gaan dit geniet, maar kom ons begin en ons lees, of laat ek net gou hierdie eers vir julle sê, voordat Jesus sy openbare bediening in Matteus 4 vers 12 begin het, bou Matteus, want ons begin vanaand van Matteus 4 vers 12, of dis waar ons aangaan vanaand. So ek wil julle net gou so vinnig 'n recap gee van dit waar ons was, voordat ons nou by 4 vers 12 uitkom. So hier bou Matteus vir ons doelbewus die fundament om vir ons te bewys, en vir ons te wys wie Jesus Christus regtig is. Hy begin in Matteus 1, sien ons dat Jesus die beloofde koning uit die geslag van Dawid en Abraham is, die Messias wat gekom het om die volk van hulle sondes te red, nie net om sy Jode te red nie, maar om die hele wêreld tot redding te bring. En hy is, as jy Matteus 1 lees, dan sê daai genealogy, wat hulle noem die genealogy, dis die lyne, wat gevolg het om 'n maagd te kry waaruit Jesus gebore was. En so ek sê, daar gebeur dinge, en ons sal nou daar so oor praat, hoe dit moes hier bietjie geadjust geword het, en daar bietjie geadjust geword het, om Jesus op die perfekte tyd, wat God daarvoor bestem het, vir hom om gebore te wees op hierdie aarde. God self, wat na hierdie aarde toe afgekom het, as 'n mens, en vir ons sondes op die kruis kom sterf het, sodat sy volk, Israel, en sodat ons, wat die Gentiles is, of die heidenis is, wat ek hou nie van die Afrikaanse woord so baie nie, dit klink amper of het soos iets evil, as jy sê iemand se heiden, ek weet nie hoekom ek nie so baie van die woorde nie, Gentiles klink net vir my beter, maar is vir die Jode en die nie-Jode,
dis 'n beter woord, vir ons almal. Hy het dit vir ons almal gedoen en ons moet dit verstaan. So in Matteus 1 gee hy vir ons die genealogy van Jesus, die bloedlyn, wat gevolg moes gewees het vir Jesus om gebore te word. Nie wat Jesus moes gevolg het nie, maar die bloedlyn waaruit hy gebore was. In Matteus 2 word die koning aanbid deur die wyse manne, maar ook teengestaan deur Herodes. Onthou julle, ek het daai ene gedoen, waar Herodes hom so teestaan, wat wys hoe die wêreldse koninkryke die ware koning vrees. Want Herodes, hy was mos so bang koning gewees, en hy wou nie gehad het, hy het die kinders doodgemaak, en hy wou net nie gehad het, Jesus moet in sy volheid instap nie. Want hy het gehoor van hierdie beloofde koning wat gaan kom, en hy het alles in sy vermoë gedoen om dit te stop. Maar ons vanaand gaan ons sien as ons bietjie verder lees, dit maak nie saak hoe hulle dit probeer stop het nie. God maak die hele tyd, het hy 'n pad gemaak vir Jesus. Hy het vir hom die hele tyd 'n pad gemaak. Orals waar hy gegaan het, is daar vir hom 'n pad gemaak om na die plek toe te kan gaan en na daai plek toe te kan gaan. Orals, en ons gaan vanaand, ek wil nie te veel daaroor sien, ek wil net gou 'n brief background nou gee van wat ons oor gepraat het in Matteus 2. Matteus 3 tree Johannes die Doper op as die voorloper wat uitroep, en hierop gaan ek nogal baie tyd spandeer vanaand, wat uitroep, bekeer julle, van die koninkryk van of die koninkryk van die hemel is naby. Ek hou daar meer eintlik af van hoe dit in Engels sê repent, because the kingdom of heaven is at hand, sê die Engelse vertaling daarvan. En dit is Johannes die Doper in Matteus 3, die voorloper wat dit aangekondig het. En by Jesus se doop maak die Vader uit die hemel bekend dat hierdie is my geliefde seun. Matteus 3. Ne? Daarna, Matteus 4 vanaf vers 1 tot 11, ons begin vanaand by vers 12, ne? Word Jesus in die woestyn deur Satan versoek op verskeie geleenthede, 3 geleenthede, ne? Wat hy versoek word. Maar waar Adam en Israel geval het, oorwin Jesus elke versoeking deur die gehoorsaamheid aan God se woord. 3 keer wat hy daar versoek was in die woestyn. Ja, deur Satan homself, wat hom kom versoek het. En ons, as vleeslike mense, beloof ek vir jou, ons sou op die eerste keer sou ons gevou het. Net so. So het sê jy sê altyd soos 'n R20 se toksak, né? Op die eerste geleentheid wat ons so getemd word. Maar Jesus het sterk gestaan. Hy het nie met een van daai 3 geleenthede wat hy hom probeer tempt het, hy nie een keer het hy geval nie. En hy sal ook nie. Ek meen, dis Jesus, dis God, jy weet? En dan nou vanaf Matteus 4 vers 12 tree Jesus uit die woestyn uit. So nou kom hy in Matteus 4 vers 12 en dis nou waar ons begin vanaand. Kom hy nou uit die woestyn uit en ons gaan nou 'n bietjie kyk na die pad wat hy gevolg het daarso. Gereed om sy openbaring bediening te begin. Die koning is geopenbaar, getoets, goedgekeur en as oorwinnaar verklaar en die koninkryk van God begin onder mense beweeg. Van vers 4 of vanaf 4 vers 12 of 4 vers 12 van daaraf. En hy sê, en toe Jesus hoor dat Johannes in gevangenis was, nou hier agter sal julle sien, ek het dit in Engels opgesit, ek wou dit eintlik anders te omgedoen het, ek wou die Engels gelees het, want ek lees dit makliker en vir julle die Afrikaans opgesit, maar nou moet ek dit in Afrikaans lees. So dit sê, en toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan, en hy het Nasaret verlaat, en gaan woon in Kapernaum aan die see, in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, die land van Sebulon en die land Naftali, na die see toe, oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene, of Galilee of the Gentiles, soos wat dit sê in Engels, nee. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En ons sal nou daarby kom, nou, maar dit is, ek wil nie sê dit is snaaks, want dit is nie die regte woord om daar so te gebruik nie, ne? Maar dit is amazing om te dink dat Johannes die Doper, ne, en Jesus presies dieselfde boodskap gebring het, ne? Sonder dat hulle van mekaar geweet het, dat die een die ander die boodskap bring, om te sê, hoor die bekeer, repent, because the kingdom of heaven is at hand. Johannes die Doper, hy is die voorloper, hy het uitgegaan, en net so het Jesus gegaan, toe sy ministerie begin het hy ook uitgegaan en gesê, hoor hierso, repent, because the kingdom of heaven is at hand. Hy is
die kingdom, né? En hy declare, hoorie, hy is hierso. Die roete, ek gaan laat Dylan vir ons hier so agter daai kaart, hy kan hom sommer vir 'n rukkie daar so oplos, né? Want ek wil net gou vir julle daai roete wat ons nou in die eerste paar verse van gelees het, wil ek net gou hier saam met julle deurgaan. Die roete van Jesus in Matteus 4 vanaf vers 12 tot 17 begin in Nasaret in Galilea. Nou nadat hy nou in die woestyn nou getemp was en hy is uit dit uit, het hy teruggegaan na sy dorpie toe, waar hy groot geword het, Nasaret in Galilea, waar hy groot geword het, en beweeg ooswaarts na Kapernaum aan die noordwestelike oewer van die see van Galilea. Nou vir die van julle, ek weet nie, hoeveel van julle was al in Israel? Kan ek sien, is daar eniges van julle wat al daar was? Hier is 'n paar wat nou al in Israel was, maar daar by die see van Galilea, né, aan Kapernaum. Dit is seker een van die prentjie mooiste plekke wat jy in jou hele lewe sal sien. Toe ek in Israel aankom die eerste keer, toe dog ek is so Vrystaat, so plat. Jy weet, daar is niks wat daar, ek het heeltemal die verkeerde indruk in my kop gehad. Ek weet nie, ek dink is omdat as jy kyk na die prentjies van Jerusalem en hoe daar oorloë was in Jerusalem en goeders, en jy kyk het so hoe daai arme tempel platgevee was, die prentjie wat ek in my kop ingekry het en wat ek gesien het daar met my oë was nie, dit was nie, ek kon dit nie by mekaar bring die twee nie. Ek dink julle kan dit sommer vir Adel ook onthou jy dit Adel. Dit was net, is incredible. Dis 'n land van berge, dis op en af, so. Dis regtig, dit is, en ek het vir julle die ander dag vertel, dit is so amazing, as jy daar so ry, jy ry op daai pad, daar ek dink ons het Jericho toe gegaan, ek kan nie eens onthou waartoe was ons op pad nie, dan kyk jy hierdie kant van die pad, jy hou my jou oë toe vir hierdie kant, tensy jy aan al twee kante kan kyk, maar ek kyk hierdie kant toe, en hierdie kant is daar die mooiste dadelbome, palmbome, jy weet daai palmbome, miljoene van hulle, ek sê vir jou, dit is groen, die gras is beautiful, daar is water, die huise is mooi gebou, daar is voeltjies wat fluit, daar is diertjies, daar is mense wat rondloop en is lewendig en goeders, en as jy jou kop so die kant toe draai, en hierdie kant, dan kom jy nou by die Palestynse kant, tot die voeltjies is dood aan daai kant. Ek jok nie veel as ek dit vir julle sê nie. Jy kan dit nie glo nie, dis desert. Dis so verlate, godsverlate plek. Nou, dit is incredible. Jy kan nie glo dat 'n pad dit skei. En hierdie kant is alles groen en hierdie beautiful Israeliese groen dadelbome en palmbome. En hierdie kant, as jy hierdie kant kyk, dan is net alles is net dood daar so nie. In 'n geval. So dis nou, ek wil julle dan nou net verder van die pad vertel, waar hy dan groot geword het en beweeg het ooswaarts na Kapernaum aan die noordwestelike oewer van die see van Galilea. En ons weet natuurlik, daar het 'n groot gedeelte van Jesus se bediening het daar plaasgevind, Nadat Johannes die Doper gevangene geneem is, het Jesus Nasaret verlaat en in Kapernaum gaan woon, 'n belangrike dorp in die gebied van Sebulon en Naftali. Hierdie reis was ongeveer 25 tot 30 kilometer en hulle het nie Uber gehad daai tyd nie. So dit was oral waar hulle gegaan het daai tyd was stap met die voete. Dit is hoe hulle gekom het van plek tot plek. So ek meen 30 kilometer is nie om oor te lag nie. Dit is 'n entjie se stap daai. Ek kan byvoorbeeld as ek baie gelukkig is 25 na 30 meter te loop op hierdie stadium. So dit is vir my is daai dis 'n entjie, So 25 tot 30 kilometer. Was nie jy weet, ek sê so kilometer, dit was nie net fisiese beweging nie, maar ook die vervulling van Jesaja se profesie, dat daar 'n groot lig sou opgaan oor die mense wat in duisternis gewandel het. En vanaf Kapernaum begin Jesus toe sy openbaring bediening met die boodskap, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is naby. Of repent, ek like dit net om dit in Engels te sê, repent, because the kingdom of heaven is at hand. En die profesie van die groot lig, waarna Matteus 4 vanaf vers 14 tot 16 verwys, staan ook in die boek van Jesaja 9 vanaf vers 1 tot 2, maar spesifiek Jesaja 9 vers 2, en het sê in Jesaja 9 vers 2, en ek weet nie of dit hier agterop is, of dit daar in klein is nie, maar die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, die wat woon in die land van doodskade oor hulle het 'n lig geskyn, en dit is Jesaja 9 vers 2, maar Matteus wys, dat hierdie profesie vervul is toe Jesus na Kapernaum in Galilea gegaan het, en sy bediening begin het. Die groot lig verwys na Jesus Christus.
So dis die groot lig waarna Jesaja verwys het. Dit is Jesus wat in die wêreld in sou gebore gewees het en hy's bestem om op daai spesifieke tyd, daar's niks fout met die timing nie. Niks. Die timing moes daai spesifieke oomblik, daai spesifieke uur, minuut, sekonde gewees het. Elke tree wat Jesus gegee het was so beplan gewees om sy journey te voltooi op die aarde. En ons lees het ook dat hy die lig van die wêreld is, en ons lees het daar in Johannes, ek gaan dit nou vir julle lees, wat gekom het om 'n geestelike duisternis, sonde en dood te verbreek. Galilea was deur baie mense gering geag, en ek het nie geweet wat daai woord gering beteken nie, maar dit is nie belangrik. Toe ek het nou gaan opsoek, dit is nie belangrik, dit is net 'n rubbish plek, as ek dit so kan noem. En dit is dit was so geag gewees, né? En hulle het dit genoem Galilea van die heidene. Galilee of the Gentiles. Nee, daai plek is nie vir die Jode nie. Jode is baie beter as daai plek. Daai plek is vir die heidene. Laat hulle dit vat. So, ja, Galilea van die heidene, maar juist daar het God, maar juist daar laat God sy lig die eerste keer helder skyn. Sien, dit is hoe God werk so. Nee, dit is amazing. Daar waar mense goed die minste verwag, né? Daar sal jy altyd vir God kry. Jy sal hom kry tussen die plekke, die trotse, né? En onthou laasweek toe praat ons daaroor, tussen die trotse en die humble mense. Jesus, né, sal altyd homself vereenselwig met humble mense. Nie met die trotse mense, nou ons het daaroor gepraat, trotse mense, die fariseërs, né, en hulle gebruik die fariseërs baie in Matteus, daai trotse fariseërs, wat al die kopkennis gehad het en niks hier aan die binnekant nie. Niks aan die binnekant nie. Ek het vandag, net so per toeval, ek kan nie onthou vir wie ek het nou vertel nie. Ek kyk 'n vrou op hierdie, ek weet nie wat noem julle dit, ek dink is YouTube Shorts. Is dit wat julle dit noem? Ek het ook nie geweet wat dit beteken nie, maar dit is Shorts. Ek dog is Shorts is daai, nee, maar dit is toe nou nie daai goed nie, dit is toe daai short video's en daai. Maar toe verduidelik sy daarso van die kopskuif. En dit was vir my so mooi hoe sy dit vertel het. Nou praat sy van die fariseërs en sy praat van humble mense, die wat regtig waar Jesus volg en goeders. Sy sê, sy het vir so lank het sy gebid, want sy het 'n siekte in haar gehad. Ek weet nie wat dit was, ek dink sy het gesê, dit is 'n tipe van 'n gewas wat binne in haar groei. En sy sê, en sy bid en niks gebeur nie. Niks wil ooit gebeur met hierdie gewas wat binne in haar is, of whatever nie. En sy sê, Here, ek kan dit nie verstaan nie. Sy sê, ek bid elke aand, ek bid dat jy my sal genees en goeders, en niks van hierdie goeders gebeur nie. En sy sê, die volgende môre word sy wakker, met die Here wat met haar praat. En vir haar sê, ek kan nie eens onthou, dit is 'n Afrikaanse vrou van die, en ek dink haar naam is Annelie. Hy sê, Annelie, dit is oor dat al jou kennis hierbo is, en niks van die kennis wat jy bid, wat jy voorvra, het al hier in jou hart plaasgevind. So wat hy sê is, né, jy bid dit, maar jy glo dit nie. Jy bid vir Jesus, want jy soek genesing, maar jy glo nie in jou hart dat hy dit regtig kan doen nie. En toe besef ek, toe ek daai ding luister, hoorie, maar ek myself is so 'n bietjie skuldig daaraan, ek is regtig. Jy weet, ek glo verseker in Jesus, maar glo ek, baie keer sit ek by myself en dink ek by myself, jy sê oor die tieners, my rug hier raak 'n bietjie seer, dan dink ek by myself, is dit nou weer daai niere? Is dit nou weer iets fout met die niere, né? Dan moet ek myself die hele tyd check, dat ek myself nie daai goed oor myself spreek nie. Baie belangrik, né? Baie belangrik. So, dis al wat ek wil net daai vir julle indig, net om te sê, hoorie, so dit is 'n amazing, laat mense sulke revelation kry, né? Laat, as jy daar sit en jy kyk, en jy word nie gesond nie, omdat die Here vir ons sê, hoorie so, maar hoorie, alles is hier so bo, en niks wat jy voorbid en wat jy voorvra, glo jy actually in jou hart dat ek dit kan doen nie. En in elk geval, die vrou sê, en sy bid daaroor, en sy sê, Here, help my asseblief, sodat dit wat ek in my kop dink, in my hart in kan gaan. En sy gaan die volgende week dokter toe, nie eers 'n trace van daai ding wat gegroei het in haar nie. Is dit nie amazing nie? Ja, toe is hy weg. En in 'n geval, okay. So ek wil net gou teruggaan na vers 4 vers 17 toe, of Matteus 4 vers 17. En van toe af het Jesus begin om te preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy het aangekondig dat God se heerskappy nou hier was en onder die mense uitbreek. So hier van vers 12 af, gebeur daar 'n amazing ding.
daar word koninkryk gerelease. Die koninkryk van die hemel is naby. Dit is wat Johannes die Doper vooruitgegaan het om vir hulle te sê. Die koninkryk is van die hemel is naby. Nou, as jy nie weet wat dit beteken nie, dan dink mense altyd eers, hoor jy, die koninkryk is 'n pie in the sky the day that I die. Jy weet, dit is as ek doodgaan, is dit is wanneer ek die koninkryk gaan sien, maar dit is eintlik glad nie wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, hoor hierso, die koninkryk van die hemele is nou, of van die hemel, is naby nie. Eintlik, toe die Heilige Gees gerelease was daar in die upper room, het dit versprei soos 'n veldbrand. Daai koninkryk, heerskappy, dit is wat dit beteken, en ek wil dit so vir julle lees, julle kan dit hier agter saam met my lees as julle wil. Ek dink hulle het dit opgesit. Die woord koninkryk kom van die idee van 'n koning se heerskappy, die regering en gesag af, So 'n koninkryk het 'n koning. Daar al klaar, net deur daai woord basilia, verduidelik dit vir ons, dat in God se hierargie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar in sy koninkryk, is daar verskillende vlakke, daar's verskillende jobs, as ek dit so kan noem, daar's verskillende gesagsposisies, net soos wat daar in die evil koninkryk, is daar ook, ek meen, Satan het ook sy archangels, die dark angels, as ek dit so kan noem. Hy het ook sy demone wat van hom werk, die wat bietjie onder hulle is. Daar's 'n struktuur in plek aan sy kant, net soos wat daar 'n struktuur in plek is aan die Here se kant ook. Jy weet, so as 'n koninkryk is 'n plek van gesag, dit is 'n gebied, as ek dit so kan stel. Maar hy sê, hy vergelyk dit hierdie basilia met, hy gee vir ons koninkryk, en binne in daai koninkryk, is ons, wat hierso sit, hopelik almal van ons, is sy ambassadeurs, binne in daai koninkryk. En daai koninkryk is wat hy release oor ons, dit is heerskappy, om die Great Commission, want toe hy weg is, toe Jesus opgaan, en hy sit nou aan die regterhand van God, toe los hy vir ons Heilige Gees, toe sê hy, die Great Commission is dit, hy sê, julle sal nou gaan, en my gospels, my gospel sal julle vat na die eindhoeke van die wêreld toe, julle sal julle hande op siekes lê, en hulle sal genees, en julle sal demone uitdryf in my naam. Dis die Great Commission wat hy vir ons gegee het. Dit is wat ons moet gaan doen. Dis koninkryk daai. Dis nie, mense verstaan dit nie, maar as jy nie, baie mense weet van die Here, en ek sê vir hulle, hoor hierso, ek was nie eers daar nie, ek het nie eers van die Here geweet nie, ek het geweet, ek kan nie sê ek het geweet daar is die Here nie, maar ek het nie, glad nie daarin belang gestel nie. Ek het gedink is regtig waar, ek het gedink is 'n fairy tale. Dit is hoe my mind was, ek het nie aan hoe gedink daaromtrent nie. En toe ek begin verstaan, en ek het soos agter Sonja waar sy sit, ek het daar, want toe ons nog in die ou kerk, sit ek al op so 'n stoeltjie daar agter, en al wat ek sê is, Here, help my net asseblief, laat JC my net nie vorentoe roep, laat hy vir my moet bid nie. Dis al wat ek net nie wil hê, ek sak so af, my middelrug raak seer, so laag sak ek af van daai stoel, laat hy my net asseblief net nie moet vorentoe roep nie, want Lisa, wat nou vir die van julle wat aan hierdie ken met my vrou is, sy het my nou saamgesleep hiernatoe, nou bietjie teen my wil aan die begin, maar nevertheless, ek het gekom, en ek het daar agter gesit, en ewe skielik, to change iets in 'n mens, dan change iets in 'n mens se hart. Ek kan nie vir julle sê hoe dit gebeur het, waar het dit gebeur, ek weet wat die tyd is wat dit gebeur, maar ek kan nie vir julle tot vandag toe nog sê hoe dit binne in my gebeur nie, want dit was nie my gedagtes nie, ek wou dit regtig nie doen nie. Ek het daar agter gesit in die kerk, en ek het vir myself gedink, ek cringe bietjie, is vir my bietjie cringe, die mense wat hulle handjies in die lug en opsteek, en spring, en sing, en ek was ook nie in 'n tradisionele kerkie, so ek het ook nie geweet of hulle dit daar doen, dit was net vir my bietjie cringe, jy weet, dit was vir my regtig so, en toe ewe skielik toe kom maar skuif, en toe besef ek, hoor hierso, something is missing hierso, en toe ek regtig waar, sonder om dit nou in 'n lang storie en van, toe ek my hart vir die Here gee, to change it, net so, oornag, en hier's baie mense wat daarvan kan getuig, baie mense, dit het oornag gechange, ek meen, daar's 'n Jubes ook wat, ek het saam met hom al baie werk gedoen, Jubes, nie baie werk gedoen nie, maar ek het al baie raak geloop op die myne en goeders, en ek het altyd so verby hom geloop, en dink ek vir myself, hier kom ou Jubes alweer, hy gaan my weer van die Here vertel,
né? Ek het regtig, ek jok nie vir julle nie, want hy orals waar hy gaan, dit is wat hy doen. Orals waar hy gaan, vertel hy mense van die Here. En toe ek my hart vir die Here gee, toe begin ek aan hierdie goeters dink, hoeveel mense het al so verby my geloop en gesê, Tinus, hoorie, dis nou 'n bietjie tyd, jy jou alien rad kry, né? Want die pad waarop jy nou is nie 'n baie verskriklike mooie nie, en dit is mooi gestel daai. Dit is glad nie 'n mooi pad waarop jy is nie. En ek het my hart vir die Here gegee, en ek is gedoop, en ek beloof julle, hier is die punt wat ek op probeer uitkom. Heerskappy, né, kom met gehoorsaamheid. Dit kom met gehoorsaamheid, heerskappy. Daai kingdom power, daai basilia, wat hy hierso van praat. Ons het vanaand 'n doopgesprek gehad hier met 'n paar mense, want ons het 8 mense wat Sondag so ver doop, 8 of 9. En in elk geval, toe ek daar doop, toe skuif iets seriously in my hart. Toe skuif iets groots in my hart. Toe raak ek ewe skielik mal. Ek sê vir julle, ek het nie verstaan wat aangaan nie. Want toe begin, al die goed wat ek so lief voor was, het my begin walg. Jesus, en nou was baie goed waarvoor ek lief was. So, ek sê vir jou, dit is, ek lyk nie vir niets so nie, né? Dit is, my hare het uitgeval, ek sê vir jou, dit is nou, nadat ek my hart vir die Here gee, ek het 'n mooi, my hare het soos AJ sin gelyk, né? Ja, en kyk hoe lyk dit nou, né? Nee, dit is wild hierdie, dis nie grappies nie, maar toe ons daai pad begin klim, nee, toe ek regtig waar toe JC het my, ek sal dit nooit vergeet nie, dit is soos in Junie maand gewees, in sy swembad, en is 'n 100.000 liter swembad, daai ding word nie eens in die somer warm nie, né? Dit is baie water wat binne in daai swembad is, daai ding was yskoud gewees, daai so, ys, ek kon nie eens praat daar toe ek in daai water ingaan nie, maar toe ek daar uitkom, toe het iets geskuif, amazing, en nie eers 'n week daarna nie, toe begin ek saam met JC te operate, en nie eers 'n week daarna nie, toe sien ek die eerste demoon wat waai, wat fisies uit 'n vrou uit manifesteer en gaan. Toe sê ek, hierdie is nie om ligtig op te vat nie. Hierdie is nie jokes nie, daai wat ek gedink het in die begin, is grappies, is toe nou glad nie so nie, dis nie fairy tales nie, hierdie is iets wat ek baie ernstig moet opvat, né? En toe slaat 'n siekte, al die siektes my mos van al die kant af, ek weet nie, ek het julle hierdie al vertel, ek gaan dit nou nie weer vanaand vertel nie, maar toe slaat al wat 'n siekte is, né, van multiple sclerosis wat hulle gedink het dit is, tot my niere wat nie werk nie, tot my hart wat vergroot is, tot dit, ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het die dokters dood oor my liggaam gespreek nie, regtig, dis wild gewees, om te try stop, dat ek net nie in my koninkryk purpose sal instap nie. Want jy moet net nie dit doen nie. Dit is hoekom ek vir jou sê, wanneer jy doop, Sondag vir die mense wat doop, vat dit asseblief ernstig op. Vat dit asseblief, dis die enigste waarskuwing wat ek ooit vir mense kan gee. Ek sê, dit wat jy doen dit net asseblief vir die regte redes. Laat Heilige Gees jou oortuiging wees, en nie Dominee Tokkie Smit, soos wat JC altyd sê, of Dominee Frans, of ek, of Alwyn of AJ het jou gekonwins om vandag te kom doop nie. Laat dit Heilige Gees wees wat jou konwins het om te doop. Want as jy daai stap vat, né, kom die hel van die hel af op jou. Dit is so. Jy moet dan moet jy vas staan. En jy moet weet wat se krag, koninkryk wat hy hierso van praat, né, is mag oor die vyand se krag. Ek kan vir julle sê die grootste leuen wat daar aan kerke vertel word, né, is dat Satan sy rug by die kruis of sy rug by die kruis gebreek is. Satan, né, onthou ietsie, né, hy het nie fisiese power nie, maar hy het power om jou hier in jou mind, né, van enigiets te kon konwins, enigiets, né, maar Here, die Jesus, né, het vir ons krag gegee oor sy mag. Hy is die God van die wêreld, ons het dit al gelees, en ek het dit ons al baie oor gepraat. Hy is nou die God van hierdie wêreld. In die boek van Openbaring kom Jesus, en dan kom vat hy die title deed van hierdie aarde terug. Dan change dit, wanneer die title deed teruggevat word. Maar tot en met daai tyd toe, het die Here vir ons krag oor die Satan se mag gegee. Hy het nog steeds mag, maar ons het krag oor sy mag, as jy heerskappy, as jy in autoriteit lewe. Heerskappy, autoriteit, jy het autoriteit. Hy gaan kom met aanvalle, en hy gaan vir jou kom probeer siek maak, né? En hy gaan jou van jou pad wil kom afdruk, né? En hy gaan vir jou finansies so 'n bietjie 'n tweak gee hierso, en hy gaan dit met jou doen, en hy gaan huwelike gaan bietjie skaaf, en dit gaan bietjie skuur in sulke goeters, né? Maar as jy hierdie journey ernstig vat, beloof ek vir jou, né, jy kom aan die ander kant uit
Ek kan nie vir jou sê nie, 'n totally nuwe mens. Jy kom 'n nuwe mens aan die ander kant uit, né? Jy raak soos 'n likkewaan. Ek sê vir jou, jou vel raak so taai soos 'n likkewaan. Niks wat mense van jou sê, pla jou ewe skielik meer nie. As jy deur daai trials and tribulations gaan, en hier's mense wat hierso binne sit wat al deur trials and tribulations in hulle lewe was, né? Nou, kom ek vertel vir jou, as jy in autoriteit lewe en jy bly dit wat jou aanval bestraf en sê, ek sien hierdie goed, want ek sien al goed nou al vir 'n myl kom, ek weet dit, as ons 'n warrior bride het, né, dan begin ek al van die Woensdag af skeefloop soos ek geld te my tone kry. Ek sê, dit is regtig, ek jok nie vir julle nie, JC dink altyd dis snaaks, né, want hier van 'n Woensdag af begin ek so te loop. Dan sê hy, ja, ons het warrior bride hierdie naweek, dan weet ek dit, 'n mens begin die aanvalle op jou lyf en die aanvalle waar die vyand weet presies waar om jou te kom aanval. Hy weet presies wat is jou goeie punte, hy weet wat is jou slegte punte, hy ken die woord beter as wat ek en jy die woord ken, né? Moenie 'n fout maak nie, né? Maar die verskil is, nou begin jy identify, jy begin nou sien. Ek sê vir mense, ek sê vir hulle, dit is soos, ek dink, miskien het julle hierdie al gehoor, so moet my nie stop as ek dit klaar vir julle vertel, want dan gaan dit in any case nou weer vertel, ne? Maar in any case, ek sê dit is soos hierdie banke wat hierso in hierdie kerk staan, ne? En ek gaan vang gou daar 'n paar stoele van die balkon af en ek sit dit nog hierso in die walkways of. En terwyl julle daar staan en julle is besig om in te kom, dan switch ek die lig af. So in die middel van die nag laat dit pik donker hierso is, ne? En elkeen van hierdie stoele is 'n sonde en 'n demoon wat hierso is, né? En ek beloof jou, as hierdie lig af is, dan val jy oor al wat 'n stoel is, jy maak jou enkel seer oor al wat 'n stoel is, né? Want jy lewe nie, en jy is nie gesubmit onder sy woord nie. Jy het nog nie koninkryk wat vir jou praat nie, dan loop en val jy oor al wat 'n sonde is. As jy die heerskappy het, weet jy wat gebeur hierso is wat hy van praat, die lig het in die wêreld ingekom, hy is die lig van die wêreld, hy bring lig in 'n donker plek in. Net so, dit is wat hy doen. As jy Heilige Gees het wat binne in jou bly, en jy loop in autoriteit, dan loop jy in hierdie plek, en dan kan hulle maar stoele pak, net waar hulle wil, die ligte is aan. Jy weet om dit te dodge. Jy sien daai aanvalle kom. As jy goed met jy weet, ek gaan warrior bride doen, dan weet ek, daar is hy, ek moet prepare, ek moet daar teen bid, en dan bid ons het intercessors, ons almal bid. Maar nog steeds, kom hy, en hy kom probeer hou aanval, hy moet hou daar teen staan, maar hoe meer jy in sy autoriteit groei, en hoe meer jy in die tyd in die woord spandeer, hoe meer begin jy die vyand se moves uitken. Maak dit sin as ek dit vir julle so sê? Ja, okay. Weet nie hoekom het ek nou so lank dae gespandeer nie, want, maar nee, nie guys. Kom ons gaan aan, né? So hy sê, wanneer dis Jesus praat, van die koninkryk van die hemel, bedoel hy nie net 'n plek in die hemel nie, maar God se aktiewe heerskappy wat nou onder mense begin deurbreek. Die fokus is nou op wie regeer. Waar dit altyd was voorheen oor die waas ek die goeders, nou gaan die skuif die fokus nou na wie regeer. Wie is die een wat regeer binne in jou? Wie is die een wat vir ons praat? Wat is dit wat vir ons praat? Die bloed, né? Is wat vir ons praat. Waar God se wil gedoen word, waar sy gesag erken word en waar mense hulle aan die koning onderwerp, daar manifesteer sy koninkryk. Dit is vir my so mooi toe ek daai gelees het, né? So daar, ek gaan dit weer lees hierheen. Hy sê waar God se wil gedoen word, waar ons doen wat hy vir ons sê in sy woord en ons submit aan sy woord, né? Dit is wat dit daar sê. Waar sy gesag erken word, waar jy weet met wie jy deel. Wie binne, as jy weet, die koninkryk wat binne in jou is, die power wat binne in jou is, né? En waar mense hulle aan die koning onderwerp, daar manifesteer sy koninkryk. Wat sê hierdie vir ons? Dit sê, as jy in 'n kerk instap, en jy het fire-breathing Christians, wat in hierdie kerk is, né? Gaan jy manifestasies in daai kerk sien. Jy gaan bevryding in daai kerk sien. Jy gaan sien hoe mense van bondages af loskom in daai kerk. Want daar's goed in daai kerk wat vir jou getuig. Die woord, ons submit aan die woord. Ons probeer, nee, ek sê nie almal nie, asseblief, julle verstaan wat ek daarby bedoel. Ek praat van ons kerk hierso, né? Ons
teach die woord vir woord, vers vir vers. Ons gaan daardeur, ons maak 'n studie van God se woord. Ons bid, ons het intercessors, né? Ons doen bevryding, ons doen hier so baie goed wat aangaan hier so by hierdie kerk, né? En alles wat ons doen, doen ons vir Jesus Christus. Dit is vol submit aan Jesus. Ons lewe, hy is ons koning van die koninkryk, ons is sy ambassadeurs, né? En om 'n ambassadeur te wees, né, is 'n groot verantwoordelikheid. Maar om 'n volle ambassadeur van Jesus te wees, moet jy gesubmit wees aan sy koninkryk en jy moet weet wat daai heerskappy vir jou beteken. Dan, né, as jy daai wapens het wat vir jou getuig, dan beloof ek vir julle vandag, né. Daar's niks wat iemand vir jou kan sê wat jou gaan shake nie. Want ek kan vir julle nog 'n voorbeeld, ek het so baie actually van hulle, maar my vrou, jong, sy doen sekere goed vir fantasties, né? Maar dit moet een ding op 'n slag wees. Dit is reg, sy een ding wat sy doen sy verskriklik goed. As jy haar wil afgooi van die pad af, dan moet jy nou 'n klomp klein verskillende goedjies nou ingooi saam met dit en goeie. Sy wil een ding doen en sy wil dit fantasties doen. En 'n volgende ou kan dalk 5 goeders baie goed doen. Dis die talente wat die Here vir ons gegee het, né? Elkeen het talente, verskillende talente vervang, of nie vervang nie, ontvang. Daai talente, né, speel alles in jou koninkryk gift in, wat die Here vir jou gegee het. Hy het vir my, Tinus, hierdie persoonlikheid gegee. Hy het vir Adele haar persoonlikheid gegee. Ek kan nie, né, al traai ek, so snaaks wees soos Alwy nie. Ek kan dit nie wees nie, want dit is nie my persoonlikheid nie, né. Ek kan nie 'n goeie bouer byvoorbeeld wees soos Henny nie. Ek kan nie, né, ek weet nog nie eers hoe die tikkie-tokkie werk nie, maar ek kan vir AJ gaan vra, hoorie, hoe werk Facebook en hoe werk die social media en daai tipe van goed. Hy's excellent daarmee. Elkeen van ons vorm 'n deeltjie van die puzzle, maar in ons almal se pakkie, né, wat ons gekry het. Koninkryk is die belangrikste ding. Dis die belangrikste ding om te weet, hoor hierso, ek het koninkryk, heerskappy, autoriteit wat binne in my bly, met die gifts, die persoonlikheid wat die Here vir my gegee het, en in daai persoonlikheid, né, operate ek. Want sodra jy iemand is, of iemand wil wees, wat jy nie regtig is nie, kan jy nie in jou gift operate nie. As ek probeer om hier voor julle te staan en so ernstige ou te wees, nou, julle sal my net dood eenvoudig net nie ernstig opvat nie. Dit is net nie so nie, want dis nie ek nie. Dis nie ek nie. Ek hou daarvan om goed partykeer lig te hou. Ek mens kan ernstig word. Ek meen, ek en JC, dis vir my altyd die lekkerste ding. Ons gaan op 'n warrior bride kamp, né? Dan beloof ek vir julle, daar's niemand wat meer lag op daai kamp as ek en hy nie. Ons kan lekker saam jokes maak. Dit is so regtig, ons kan lekker saam joke, ons kan stories vertel, ons kan lekker saam lunch eet, ons kan gesels en al daai goeders, né? Maar wanneer ons begin woord praat, dan raak dit ernstig. Dan vat ons dit ernstig. Baie ernstig. En soos ek wil amper vir julle sê, dis soos 'n Springbok rugby speler, maar van die veld af is hy 'n nice ou. Baie nice ou. Nee, jy kan met hom gaan lunch eet, hy's ordentlik, jy sal dink oor hierdie ou is so humble, hoe kan hierdie ou uit rugby speel? Tot jy vir hom kry daar op baie rugbyveld, né? Dan tackle hy jou hierdie kant, dat die paisie aan hierdie kant uitpop. Skus, daar druk ek hierdie ding. Hy slaat jou so hard hierdie kant, dat hy die kant uitkom. Jy verstaan, dit is, dan word hulle ander mense. En net so, wanneer ons koninkryk, ons gift wat binne in ons is, wanneer ons hom ernstig vat, en ons gaan na 'n warrior bride kamp toe byvoorbeeld, dan wanneer ons begin bedien, en ons begin woord bring, dan doen ons dit ernstig. Nog steeds met humor tussenin jou persoonlikheid, maar dan begin jy operate in daai gifting van jou. En ek wil vir julle uitnooi, regtig waar, as julle hierdie koninkryk wil sien operate, né? Raak ernstig oor die woord. Ek beloof jou, julle gaan miracles sien gebeur. Baie. Ek kan vir julle stories vertel tot môreoggend toe van wat ek in hierdie laaste 6-7 jaar wat ek al gesien het. Dit is incredible goeders om dit te sien, en as jy sien hoe die Here beweeg en hoe Heilige Gees mense van bondages af skoon maak. Dit is incredible om dit te sien. Maar in elk geval, kom ek gaan gou hierso dan, ek net hierso vir julle sê, die groot lig het gekom, so Matteus
4 vanaf vers 12 tot 17 is die begin van Jesus se openbare bediening. Tot nou toe was Jesus gebore as die beloofde Messias, aangekondig deur Johannes die Doper, gedoop in die Jordaan en versoek in die woestyn. Nou tree hy vorentoe met 'n boodskap wat die wêreld verander. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hier begin die beweging van die koninkryk van God onder mense. In vers 12, en Dylan, nou kan jy maar so saam met my gaan daar so, ja. Nommer 1 en is die beweeg wanneer, of Jesus beweeg wanneer die tyd reg is. En toe, in die vers wat ek daar sit, en toe Jesus hoor, vers 12, dat Johannes opgelewer was, het hy na Galilea vertrek. Johannes die Doper word gevangene geneem, en het lyk asof duisternis wen. Want Johannes die Doper was die voorloper, en ewe skielik word hy gearresteer. En ek kan, julle weet hoe's mense, né? Ewe skielik, hoor jy loop saam met JC. En ewe skielik hierso word JC gearresteer, hy word persecute. Jy weet, persecution gebeur in hulle, en hy word gearresteer. En ewe skielik dink jy, Jesusie, nee, dit is verby. Dit is verby met hierdie kerk. Maar dit is nie hoe God werk nie. God, né, maak die heeltyd skuwe. Hy maak die hele tyd skuwe om mense in plekke te sit vir 'n spesifieke, dis nie per toeval dat julle in Carletonville is en in welverdiend is nie. Dit is regtig nie per toeval dat julle hier is nie. Ons is bedoel, elkeen van ons is bedoel om nou op hierdie tyd hier te moet wees. Hierdie is ons plek waar ons moet wees. Ek is nie supposed to be om in Seattle te bly, daar waar my dogter bly nie. Ek is nie supposed to be om in Australië te bly, of in Nieu-Seeland te bly, of even in die Kaap te bly nie. Dis in elk geval nou te veel wind en reën en goeters daar, né? Ek is bedoel om net hier by die mynhope in Carletonville te bly. Dit is net hier waar ek wil bly. Ons het ook een keer net so, ek vertel baie stories, maar ons het ook een keer daar so by 'n Warrior Bride, toe praat ons oor haar, wat hulle sê, wat goed kan uit Nazareth uitkom? Jy weet, dat hulle van Jesus praat, wat goed kan uit Nazareth uitkom? Toe's daar 'n ou wat na ons openbaring teaching luister, en ons verduidelik ook van hierdie koning, van hierdie heerskappy, en hy sê, Jessie, hoorie, wat goed kan uit Carleton wil uitkom? Hy sê, Warrior Bride. So dit was nice geweest. So dit maak nie saak wat ek vir julle daardie probeer sê, dit maak nie saak waar jy is nie. As koninkryk vir jou getuig, né, as jy Heilige Gees het wat binne in jou bly, né, dan kan jy in Kathmandu ook wees. Dit maak nie saak nie. Jy gaan dinge sien gebeur. Mense kom, dis net daai wat jy saam met jou dra, die vrug wat jy dra wat mense na jou toe trek. Dis incredible. It's incredible. So die belangrike waarheid hierso is, God se plan stop nooit wanneer mense stilgemaak word nie. Vervolging sal altyd wees tot Jesus terugkom. Herodes kon Johannes bind, maar hy kon nie die woord van God bind nie. Wanneer een stem stil raak, staan God op met 'n ander stem. Dit is wat hy sê. Sy stem sal nooit stilgemaak word nie. Sy plan, né, sal nooit verander nie. Sy plan, die plan wat hy het, hy het presies geweet wat die plan was toe die vloed gekom het van Noag. Hy het presies geweet dat Jona 'n vis gaan wees. Dit het nie per toeval gebeur nie. Al daai goeders is presies soos wat dit moet wees. Hy het presies, soos Matteus 1, het hy presies geweet wat die lineage moet wees vir hom om uit 'n maagd uitgebore te word. Dis amazing, dis incredible as jy sien hoe die hele woord van God bymekaar kom. En hy sê so, of het sê so, toepassing, en dan die toepassing daarvan, mense kan predikers stil maak, kerke aanval, Christene vervolg, maar hulle kan nie die koninkryk stop nie. God bly beweeg. Nou persecution, kan ek vir julle sê, kom op baie verskillende gebiede. Baie verskillende gebiede. As ons dink persecution, die eerste ding wat ons altyd dink aan, dink ons China, of daai plekke waar hulle doodgemaak word as hulle die Bybel lees. Hulle moet in hierdie secret societies, in hierdie secret tunnels in ondergrond gaan, om daar die Here te gaan aanbid. Dis wat ons aan dink wat persecution is, en ja, dit is dit ook. Maar persecution, né, kan so simpel wees soos verbal abuse. Op 'n prediker, of for that case op 'n mens, né. Persecution kan wees, jou geld word weggevat van jou af. Jou sassa word weggevat van jou af. Dit kan soveel verskillende, jou gesondheid word van jou weggevat, né? Deur die vyand. Dis persecution van die vyand af daai,
né? Persecution kom in baie verskillende maniere voor. So ons moet dit weet, persecution is nie net mense wat nie die Here kan aanbid nie. Persecution kom op baie verskillende vlakke. In ons huwelik kan daar persecution wees. Kan op baie verskillende vlakke wees. En die tweede is, Jesus gaan na die donker plekke toe, wat ons lees in vers 13, en hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum. Nou Kapernaum, soos ek vir julle gesê het, was in Galilea van die heidene, van die Gentiles gewees. Nou, dit was gemeng met heidense invloed, geestelike donker, en deur baie Jode gering, weer eens, nie belangrik geag nie, daai area nie. Maar dis presies waarheen Jesus gegaan het, daartoe. Waantoe niemand anders gedink het hy gaan nie. So die groot waarheid is, Jesus hardloop nie weg van die donkerte af nie. Hy bring lig waar daar donkerte is. En ons moet dit weet. Dit is wie hy is. God stuur lig. Nie net na Jerusalem se godsdienstig nie, maar die gewone, gebroke mense. Hy bring lig. Orals waar sy woord in waarheid en in gees gespreek word, bring hy lig in. En mense voel dit dadelik raak. Ek meen, julle kan dit voel hier so in ons kerk. Dit is regtig daar. Die Heilige Gees is present. Elke keer as die woord gebring word, as ons worship, so as ons 'n event het, dan voel mense wat die uitstap, sê altyd, daar's ietsie anders hier so by julle kerk. It's amazing as mense het hoor, daar's iets anders hier so. Sê nee, dit is nie iets anders nie, dit is Heilige Gees wat hier so is. Dit is niks uit te waai met ek wat hier voor staan, of JC wat hier voor staan, of Jonathan, of iemand wat daar agter werk, en ons almal serve. Ons almal serve net op verskillende maniere. Dit gaan nie oor dit wat wie hier voor staan nie. Dit gaan oor hom. Dit moet alles na hom toe punt, want hy is die ene wat lig in hierdie kerk inbring. Hy is die ene waaroor alles gaan. Sê, vandag doen hy dieselfde. Jesus beweeg nog steeds na gebroke huise, na verslaafde mense, na depressed mense, na pyn en verloores toe. En dan die derde ene is, Jesus is die vervulling van profesie, van vers 14 tot 16, Matteus haal die boek van Jesaja 9 aan, ons het dit nou gelees, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Hierdie profesie was honderde jare oud gewees. En nou vervul Jesus dit. En ons weet nou klaar, ons het nou klaar gesê, die groot lig is Jesus, hy is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6, ons redding, ons openbaring. Sonde bring duisternis, verwarring, vrees, gebondenheid en blindheid. En Johannes 8 vers 12 sê, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld, waar Jesus inkom, verander harte, kettinge breek, bondages breek. As die lig inkom in hierdie kerk, en is dit wat gebeur, of baie keer weet jy nie eers dit gebeur nie. Dis net Heilige Gees se presence hier, wat bondages, wat kettinge breek, wat hoop kom terug, vir mense wat nie hoop het nie. Ewe skielik voel hulle as hulle uitstap, hoor jy, ons het weer hoop. Ons kan weer aangaan. En die waarheid word geopenbaar. En ek gaan nie baie, ek het die meeste van die goeders het ek gecover. Ek wil eintlik net gaan na die volgende toe. En ek wil vir julle lees in Matteus 4 vanaf vers 18 af. Nou is waar Jesus sy eerste disipel roep. Nou wil ek net gou vir julle net gou vinnig weer 'n prentjie skep. So nou, koninkryk, hy het nou vir ons verduidelik hierso, Basileia, wat koninkryk, wat heerskappy beteken. Dit is binne in ons, dit is ons autoriteit wat ons dra met Heilige Gees wat binne in ons is. Ons het alles wat vir ons getuig, ons is gedoop, ons het die gifts, waar alles, soveel gifts soos wat die Here vir jou beplan het en soos wat jy wil hê, dit het jy is nou ready to go. Nou gaan Jesus en hy roep sy eerste disipel, en julle kan hier so saam met lees, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, follow me, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvan af verder gaan, sien hy die twee ander broers, Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep, en hulle het dadelik uit die skei, en hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat om hom te volg. So ek wil net gou so vinnig bietjie agtergrond vir julle skep. So Petrus, Simon Petrus wat nou Petrus geword het. Hulle is vissermanne. Nou as jy Kaapstad toe gaan en jy kom daar by die I&J,
factory daar in Kaapstad, daar by die Kaapstadse waterfront, dan kom hy bote daarin. Ek het eendag daar gaan staan. Het stink daar. Maar behalwe nou, ek weet nie hoekom het ek nou daar gaan, maar dit ruik nie lekker daar nie, né? Maar in any case, toe kom hierdie boot in, hierso met hierdie vissermanne in. En daai ouens wat van daai boot af klim, ek skrik vir my amper mors dood toe daai ouens van daai boot af klim. Dis wilde ouens daai. Dis regtig waar. Ek kyk hierdie manne so, daai ouens kom nou, hulle was 2 weke lank op die see. Nooit uitgekom nie. Hulle het net aangehou visvang, nee, die hare staan so, hulle dit lyk amper of hulle tone soos 'n parasin is, daai vliesies tussen die tone al van die vuiligheid, né, waarmee as jy nou wil swem. Dis regtig is rowwe manne daai, né? Dis rowwe manne. En dis vissermanne, né? So ons kyk baie hierdie prentjies of hierdie stories, is byvoorbeeld van The Chosen, en ek gaan nou vir julle sien van The Chosen speel, en wat ek wil net vir julle sê, dit is nie hoe regtig hoe Petrus daai ou se hare is ver te mooi wat hierdie rol speel. Nou dit is nie hoe Petrus gelyk het nie, né? Hy was 'n rowwe Jack, daai ou. Hy was 'n rowwe man gewees. En nou moet jy weet, hy's in die moeilikheid, Petrus, né? Hy het skuld vir nogal vir Matteus, die ou wat nou hy's 'n tax collector. En hy skuld hom geld. Anders te gaan hulle sy boot kom terugvat en ten toe aan sy huis kom terugvat en sulke goeie. So hy is desperaat. Hy is uit op hierdie see en hy weet nie wat kant toe om te gaan nie. Hy en sy vrou beklei. Ek het nou, soos julle kan hoor, ek het nou so 'n bietjie by die storie om dit nou net so klein bietjie dramaties. Nee, dit nie regtig nie, né? Maar in 'n geval, ek wil net hê julle moet die kruks van die storie. So hy's in die moeilikheid. Hy gaan uit in die see en sy enigste uitweg wat hy het is om op daai skei te klim saam met sy broer, né? Uit te gaan in die see en 'n catch te gaan vang. Want as hy nie 'n boot vol visse saam met hom terugbring nie, dan gaan hulle daai boot, die tax collector Matthew, dieselfde ou wat hierdie boek van Matteus geskryf het, gaan daai skei by hom kom wegvat. En hy weet nie wat om te doen nie, en hy kom terug met hierdie, hulle kom terug van 'n hele nag, soos hierdie ouens, ek het gesê, 6 dae wat hulle op die see skol, hulle is 2 dae op die see, en hy kom terug en sy hare lyk so, en hy is moeg, en hulle die hele tyd getraai visvang, maar niks het gebyt nie. Hulle is moedeloos, hy weet nie wat kant toe om te gaan nie, né? En hier kom hy op die strand, hy kom aan die strand aangery, en daar so staan Jesus voor hom, maar hy weet nie, dis Jesus nie. En Jesus staan op die, en hy is besig om 'n multitude, om mense daar voor hom vir hulle woord te gee. En hy stop daar, en as jy by die see van Galilee was, hulle sien, die strande is verskriklik klein, dis nie regtig strande, dis klippies strande, so ek weet nie, ek ken net 'n strand as sand, maar daai is sulke klippies, en dan ook, as jy in die see loop, hy gaan net joep, en dan gaan hy ewe skielik, gaan hy baie diep. So Jesus, hulle stop die boot daar, en Jesus sê vir hom, Petrus, of nie Petrus nie, hy sê, hoor hierso, sal jy omgee, as ek in jou boot inklim, want die mense kan my nie lekker hoor op hierdie vlak wat ek is nie, ek gaan in jou boot instaan, sodat ek met hierdie mense kan gesels. En ek kan Petrus, hierdie man is moeg en hy is moedeloos, so ek kan sommer net daai oë van hom imagine, ek imagine sommer hoe rol hy sy oë so en sê, hoekom wil hierdie ou nou in my boot kom klim en hier met die mense kom praat, hy die rabbi, of hy het hom seker maar gesien as 'n rabbi. En Jesus klim op die boot en hy begin met die mense te praat, en toe hy klaar met die mense gepraat het, sê hy vir hulle, totsiens, julle kan gaan. En hy draai om en hy kyk vir Petrus, en hoe ek het imagine is, ek sien dit as hy flames of fire in sy oë. Want Petrus het hom eers gekyk en hy het niks daarvan gedink nie, en toe Jesus omdraai en hy kyk vir hom en hy sê vir hom, gooi daai net terug in. Het Petrus eers gesê, nee, ons het die hele aand, ons was 2 aande op hierdie, ons was die hele aand, hoe lank het ook al was ons op hierdie see van Galilee gewees, en ek beloof vir jou, ons het alles getraai, chokka, byt, weer eens my eie storie, enige byt wat jy wil hê, ons het dit alles getraai, ek het alles getraai, ons het nie een vis gevang nie, niks. Hy sê vir hom, gooi in daai net, en hy vat die net, en hy gooi, en nog voor daai net onder toe gesak het, né, toes daar 153 visse, binne in daai net, en is nie sardientjies gewees nie, 'n snoek. Ek gaan dit sommer snoek nou, né? Ek dink is die enigste vis wat ek ken, is wat uit die see uitkom. Nee, ek gaan dit snoek nou, né? Daar is 153 visse in daai net, so tot op laat dit so swaar is, laat dit sy boot wil laat omval, né? En Petrus begin benoud raak, en hy sê, Jesus, hoor, hulle het nou net, hy het gedog, hulle kom nou sy boot al,
Die enkelbiters kom nou sy boot al, hulle gaan dit kom vat. En ewe skielik, hier het hy moet die ander boetie hulle noem, of die ander boetie, Jakobus, die twee ander broers, Jakobus en die seun van Zebedee en Johannes, né, sy broer, moet hy roep, en hulle staan saam met hulle pa daar, en hy sê, hoorie, hey, kom help, hierdie boot gaan omtiep, en daar kom hulle aangehardloop is, en hulle kom help om hierdie visse, hierdie 153 visse binne in hierdie boot in te gooi, en hulle kry dit in die boot in, ne? En toe hulle dit in daai boot in kry, toe besef Petrus, wie dit is wat voor hom staan, en hy klim uit die boot uit, en ek kan net imagine wat die revelation was, wat hy gekry toe hy in Jesus se oë kyk, en hy sê, hoorie, en hy val voor hom neer, en hy sê, Here, ek is jammer, ek verdien nie eers om in jou presence te wees nie, vergewe my, ek verdien nie eers om hier so te wees nie. En Jesus sê vir hom, staan op. Hy sê vir hom, staan op, kyk, hy sê, kyk my in my oë. Hy sê vir hom, jy is vergewe, né? Nommer 1. Hy sê, nommer 2, hy sê, hierdie visstokke van jou, of hierdie nette van jou, nee, jy kan dit maar bære, jy gaan dit nooit weer doen nie. Hy sê, jy gaan 'n visser van mense word. En hy kyk vir hom, en ek kan net imagine wat moes deur sy mind gegaan het, om te dink, hoor jy, hierso staan God voor hom. En hy sê vir hom, hoor jy, dit waarop hy sy hele lewe staat gemaak het, om vis te vang en net, al daai goeders wat hy vir hom gegee het om te doen, maak nou nie meer saak nie, want Jesus het hom geroep om hom te volg. Hy sê, follow me, sê hy vir Petrus. En Petrus sit net daar, toe hy besef, wie dit is met wie hy praat. Ek kan net imagine hoe gooi hy daai ou nekkie van hom net daar so in 'n hoopie neer en sê, I'm out of here, né? Uit die boot uit, né? Sê ek gaan hom volg. En hy sê, nou is jy geroep om 'n visser van mense te wees, met autoriteit wat binne in jou is, want onthou, toe die Heilige Gees op hulle sak daar in die upper room, né? Toe kom daai autoriteit in sy volheid in hulle in, né? En hulle is vol van die Heilige Gees, al daai wat in die upper room was. En in elk geval, hy sê vir hom, jy gaan nou visser van mense wees. En hy sê, jou net, gaan nie nou meer, en ek sê net vir julle, hierdie is hoe ek dit nou imagine, hy sê, jou net, gaan nie meer 'n net wees wat van gat gemaak is, of whatever, van tou gemaak is nie. Hy sê, jou net gaan nou Heilige Gees wees. Hy sê, en met Heilige Gees, gaan jy mense vang. Jy gaan die wessel wees, en Heilige Gees gaan die ene wees, wat deur jou werk, waarmee jy mense gaan vang, met hierdie net. En jy gaan 'n visser, of 'n visser van mense wees. Is dit nie amazing nie? Ek sit en dink, ek kan dit net nie in my kop klein kry, hoe dit kan wees nie. Dit is vir my moeilik om te verstaan, dat 'n visserman, wat niks met hom te doen wil hê nie, né? Die minuut, toe hy weet wie dit is wat met hom praat, toe hy die miracle sien gebeur, voor sy eie oë, wat 'n miracle was, daai visse, toe besef hy, en ek is seker hy kon dit sien in sy oë, ek meen, hy staan voor God. So ek wil vir julle hierdie video speel, is net so 10 minute video, en dan sluit ons af. Simon, it's him. Excuse me. That's him, Simon, that's him. No time for this, Andrew. It's him, Simon, it's the man. John said he's here, right now. May I ask a favor? I'm teaching these people, and apparently they're having trouble hearing me. If I could stand on your boat, that would be helpful. They're having trouble hearing you, huh? Yes, of course. Please, stand on our boat. Thank you. I need to go. I'm sorry. No time for this today. Stay a few moments longer. I have something for you. For me? I'm in a hurry. Yes, I know. Just allow me a few moments. Please. Simon, trust me, as I have trusted you. This man is the Messiah. It's good to see you again, Andrew. Yes. I'm Jesus. Thanks for this.
Simon. In my last moments with you, I want to share another story. Can everyone hear me? Well, let's thank our friends for this strong boat, huh? Trust me, my yelling voice is not easy on the ears. Because I'm on this boat, my final parable should be about fishing, yes? Simon, please send me that net. When this net is thrown into the sea, what happens, Simon? Well, I mean most of the time. it gathers. A little louder. It gathers fish. Yes. This net gathers fish. All kinds of fish, yes? Yes. All kinds of fish. And the kingdom of heaven is like what happens next. After the net is full, Simon and the others draw it to the shore, sit down, and sort out the fish. The good fish go into the barrels, and the bad fish thrown away. So it will be at the end of the age. Angels will come and separate the evil from the righteous and throw them into a fiery furnace. Do you understand? Therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven, like you all are now, is like the master of a house who brings forth his treasures, both new and old. You are to do the same with this knowledge. These parables I tell make sense to some, not to others. Be patient. That is all for today. I have some business to attend to with my new friend. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word.
I told you. I told you! I told you! The boat, it's still out! My brother and the baptizer. You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman. What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me. I will. Rabbi. You as well. Yes, you, James and John. Come, follow me. I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go! What will you tell Ima? We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? Go, now! So, you sure you don't want to do this just a few more times? Well, we'll make a great team on the boat. Son, joking. Fish are nothing. You have much bigger things ahead of you, Simon, son of Jonah. Did you understand that parable I told earlier? From now on, fishers of men. And you are to gather as many as possible. All kind them out later. Mooi video van wat dit nogal mooi beskryf, né? Dit nie alles altyd heeltemal akkuraat nie, maar dit maak nie saak nie. Ons kry die idee van wat hulle vir ons probeer sê daarso, né? En it's amazing, ek sê net it's amazing, ek wil vir julle 'n liedjie speel, maar voor ek vir julle hierdie song speel. Dit is baie dieselfde. En toe Petrus nou vir hom kyk en hy sien wie hier so voor hom staan. Dan gaan ons 'n bietjie aan en ons dink aan die storm wat op die see was, né? Toe Jesus ook vir hom gesê het, en dis autoriteit wat ek nou van praat, Jesus se autoriteit wat hy van praat. Toe Jesus daai storm op die see kom, toe staan hy, en Jesus kom op die boot, of hy kom op die water aangeloop, en hy sê vir Petrus, kom na my toe, weet, hy het gesê, kom, hy het, nou dink ek by myself, hoor, hy het nie vir hom gesê, hoor, kom met 'n vraagteken, ag Petrus, sal jy asseblief kom nie, of met 'n punt, ag, Petrus, asseblief, sê kom, hy het vir hom gesê, kom, uitroepteken, hy het gesê, kom, autoriteit, en Petrus het gesien met wie hy praat, en hy het uitgeklim en hy het op water geloop, amazing, nee, net soos hierso, Petrus het gesien met wie hy praat hierso, die eerste discipel wat hy, of die eerste disciples wat hy geroep het hierso, ne? En hy het vir hulle gesê, hoor hierso, volg my, en die minuut wat hulle hom volg, en hy kry almal in die upper room, word daai autoriteit binne hulle losgemaak, en weet jy hoeveel miracles het die disciples daarna gedoen? Mense genees, hulle hande op mense gesit, en hulle het genees, ne? Orals waar hulle gegaan het, Jesus het hulle 2 uitgestuur, ne? En orals waar hulle gegaan het, het mense genees, orals, want hulle het voluit verstaan met hulle het die autoriteit verstaan, wat hulle het,
hulle demone uitgejaag, as hulle net in 'n plek in hardloop, het die demone gehardloop, dat hulle beentjies kort word. Hulle is uit hulle uit instantly, en hulle het die woord van Jesus, van wie hy is, en wat hy gebring het na hierdie aarde toe, het hulle uitgevat so ver soos wat hulle kan. En weer eens gaan ek vir hulle, het nie Uber daai tyd gehad, en vliegtuie en karre en goeders nie, hulle het so ver uitgegaan soos wat hulle kon, om sy woord buite toe gaan vat. Ek sluit af hier, ek wil vir julle hierdie liedjie speel, en dan gaan ek afsluit. My days are filled with laughter. My heart has known your peace. I travel far, still there is far to go. 'Cause in my heart there is a longing to look upon your face. Where you are is where I want to be. You are my King. You are the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am. Every road I travel down, you have walked before me, made the light to shine out of darkness. I am looking for the day when I bow before your throne and lay my crown down at your feet. You are my King. You are the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am. You are my King. You are the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am. You are the King of who I am. Mooi, né? Ja, so ons sluit af vanaand. Kom ons gaan Jenny in. Kom ons maak 'n shift. Ons maak 'n shift van ons minds af, né? En dat dit gaan sink in ons harte. Dat ons regtig waar sal besef, hoor hierso, hierdie is nie 'n game wat ons speel nie. Dis nie PlayStation 5 hierdie nie. Dis Jenny en hierdie. Dis wild. So ek veel al baie gesê het, ons klim af van ons cruise ship af en ons klim op 'n warship wanneer ons Jesus begin volg. Dit is so net soos wat sy disippels gedoen het. Dit was nie vir hulle maklik nie. Nie een van hulle, net Johannes wat die boek van Openbaring geskryf het oorleef om 'n ou man te word. Die ander was almal gepersecute en doodgemaak, né? En daarbey sê ek nou nie vir julle as julle vir Jesus volg, julle gaan doodgemaak word nie. Maar weet hierdie, wanneer jy hom volg met alles wat binne in jou is, né? Gaan jy familie kry wat teen jou opstaan. Jy gaan vriende kry wat teen jou opstaan, wat nie meer met jou wil pelle wees nie. Jy gaan van die goeders wat ons in ons BC daar so lief voor was, gaan ons alles moet laat gaan. Alles moet laat gaan. Maar die reward, wild.
die reward aan die ander kant, nee, is incredible, ek beloof julle, ek wil hê julle met my woorde opvat vanaand, nee, dit is, jy sien goed wat onbeskryflik is vir mense, jy kan dit nie vir mense beskryf, die plekke waartoe die Here jou vat, sonder dat jy eers dink, hoe het ek hier gekom, hoe het hierdie gebeur, dat die Here maak vir jou deure oral oop, hy maak die verkeerdes toe, en hy maak die regtes vir jou oop, as jy submit onder sy woord, as jy in sy wil lewe, ne? En jy volg hom, soos Petrus, jy volg hom, genuine volg hom, soos wat hy vra, jy moet hom volg, jy is lief vir hom, jy het 'n relationship met hom, ne? Dan beloof ek vir jou, ne? ek kan nie eens meer dink, of het lekker was daai dae, ek kan dit regtig nie meer onthou, daai BC dae, ek kan nie eens onthou of dit vir my lekker was nie, ek dink dit was, maar ek kan dit nie onthou nie, dis asof ek onthou min goed van dit, ek en Alwyn het vanaand so 'n bietjie daar agter gepraat van ons jong dae, ons tyd, en ek het 'n paar goed onthou, maar daar is duisende goeders, wat die Here net sommer uit my mind uit ge-erase het, ek dink nie eers meer aan nie, want ek is nie daai mens nie, dit was my persoonlikheid in my lyf wat daar rondgeloop het, maar dit was 'n dronk persoonlikheid gewees, dit was nie wie ek regtig was nie, né? Daai goed wat ek van gehou het, is nie real nie, dis temporary, dis daai wat Jesus van die parable wat hy vir hulle vertel het, om vir hulle te sê, hoor hierso, daai wat my nie volg nie, sal voor die wit troon oordeel staan, en hulle sal in die lake of fire ingegooi word, die wat my nie wil volg nie, hy sê, dit sal nie my keuse wees nie, dis jou keuse, ek gee vir jou al die geleenthede in die wêreld, hy het vir my ter duisende gegee, kom ek sê vir julle nou, nie 1, 2, 100, honderde nie, ek sê nou vir julle, duisende kanse gegee, want dis hoeveel kere ek foute gemaak het al in my lewe, en verkeerde goed gedoen het in my lewe, duisende kere, en elke keer het hy my vergewe daarvoor, sonder dat ek hom eers geken het, ek het nie eers van hom geweet nie, never mind van hom geweet nie, ek wou net nie, dit was net nie vir my nie, dit was something else, prys die Here, hy het my daar deur getrek, en prys die Here, hy het julle goedjies wat in julle lewe was, want ons almal het 'n past, almal, hier is nie een wat hierso kan sit, wat sê, hoor hierso, ek het nie hardship in my lewe nie, ek het nog nooit deur trials en tribulation gegaan nie, wat, as jy regtig waarskap met in hom, ne, en jy verstaan wie binne in jou bly, en wat die koninkryk is, die heerskappy, die autoriteit wat binne in jou is, ne, beloof ek vir julle hier vandag, ek beloof dit vir julle, as julle ernstig is oor sy woord, gaan julle in 6 maande se tyd vanaf terugkyk van daai kant af die kant toe, ne, en jy gaan nie glo dat jy daai mense was 6 maande terug nie. Jy gaan jouself eintlik skaam en sê, jy moenie vir mense daai storie vertel nie, asseblief. Dis nie mooi nie. Jy verstaan, en dan is dit nie so bad nie. Maar dit is net nie meer jy nie. So ek gaan weer vir julle sê wat Sondag doop. Well done. Regtig waar trots op julle. Die Here smile. Hy smile. Want dit is 'n massive stap daai om te vat. En regtig waar, ek hoop vir almal van julle wat Sondag doop, as jy dit regtig ernstig opvat, daai stap wat jy vat, en jy doen dit vir die regte redes, want ek hoop, so ek sê, die Heilige Gees het jou konwins om dit te doen, dan beloof ek vir jou, die Here gaan vir jou 'n ministry oopmaak, wat vir niks skrik nie, in my eie taal. Jy gaan wonder, what is happening here? So Superman, jy weet? Maar net Superman vir Jesus, nie Superman vir Marvel nie. Ja. Groot verskil. Awesome, né? Kom ons bid. Dankie Jesus, dankie vir die awesome aand, Vader. O Heilige Gees, dankie vir die woord vanaand, Vader. Here, dankie ewen in die tyd wat ek gehad het, die min preparation tyd wat ek gehad het vir vanaand, Vader, het U nog steeds soos altyd deurgekom, Vader. Dankie Heilige Gees, Vader, dat U my gebruik om U werk vir U te kan doen, Vader. Here, ek is beskikbaar, ons is beskikbaar, Here. Gebruik ons, Here, stuur mense op ons paai, Here, wat nog nooit van U gehoor het nie, Here, wat oop is vir die woord. Here, stuur mense op ons pad wat U nog nie ken nie,
Stuur mense op ons pad, Here, wat van U weet, maar nie aan dit glo nie. Here, stuur mense op ons pad, wat U nie wil ken nie, wat presies weet wie is, maar U, hulle kies die ander kant. Here, stuur hulle almal op ons pad, Vader. Laat hierdie 'n plek van restaurasie en hoop wees, en liefde. Siloam Kerk, Vader. Here, ons bid vir elke ander kerk in hierdie dorp. Vader, ons sien elke dag hoe kerke oor die wêreld in ons land uitmekaar uitspat, wat beklei vir geld en vir posisie en vir leierskap, Here. Mag dit nooit in hierdie kerk oor ons gaan nie, nooit. Maar altyd net oor U. Mag alles net na U toe punt, elke liewe keer. Maak nie saak wie voor staan nie, maak nie saak wat ons doen, Here, dat elke ding wat ons in hierdie kerk doen, net na U toe punt. Vader, ek bid vanaand 'n release oor elke persoon wat hier so sit vanaand. Dat daar iets in hulle mind sal release vanaand en in hulle harte inskuif wat ons vroeër gepraat het, Vader. Vir almal wat hierdie stories hoor, Here, en dit in hulle minds invat, maar dit nie vasmaak in hulle harte nie. Vader, ek bid dat U daai skuif namens hulle sal maak, Vader. Laat U dit uit hulle kop uit sal vat en dit binne in hulle harte in gaan sit. Laat hulle nie net wonder nie, maar laat hulle weet U is 'n geneeser. Laat hulle weet U is die heiligmaker. Laat hulle weet U is ons salvation. Vader, laat ons net weet, Vader, daar's niks donker wat U lig kan toemaak nie, Here. Waar U lig skyn, daar gaan nie donker. Here, en ons bid dat wanneer dit in ons harte inskuif, Here, of daar waar ons in 'n kamer instap, daar waar ons by ons werke instap, by enige plek, in Pick n Pay, maak nie saak waar dit is waar ons instap nie, Here, laat die mense die lig sal sien wat uit ons uit sal skyn, Vader. En dat ons daai boldness sal kry om na iemand toe te loop wat siek is, na iemand toe te loop wat huil, wat ongelukkig is, wat hartseer is, wat mense verloor het, Vader, wat, Here, net mense wat U so nodig het, laat ons nie sal bang wees om na hulle toe te gaan nie, maar laat U vir ons 'n boldness, 'n supernatural boldness sal gee, om na hulle toe te loop en te sê, laat ek vir jou bid, my Boeta, laat ek vir jou bid. Here, en dat hulle U wonderwerke sien gebeur in ons dorp. Dat hulle U wonderwerke sien gebeur hier in ons kerk. Here, ek loof en prys U, ek sê vir U dankie vir ons tieners. Ons tieners wat hier kom sit, Vader, en kom luister na die woord, Vader. Here, laat ons net sommer kan sien hoe groei hulle in U, Vader. Vader, ons bid vir addictions. Ons bid, Vader, ons bid dat U elke ketting, elke bondage van addiction, van lust, Vader, van pornografie, maak nie saak wat dit is nie, Here, ons breek dit in die naam van Jesus. Elke onrein gees sal die knie buig in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat U dit van ons af wegvat, Vader. Dankie dat U binne in ons bly, Vader. Ons loof U, ons prys U en sê vir U dankie vir vanaand, Here. Ons loof en prys U. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. Oh, the Spirit and the bride, they say come. Come.
אומרים בו הרוח והכלה אומרים בו